Ek is hier by 16 Monica Laan en die water wat jy hier agter my sien is nie drinkwater nie. Dis rioolwater. En is 'n goeie ding dat die kamera nie die reuk vir julle kan oorbring nie, want dit is aaklig. Ek staan hier en ek moet snak na my asem dat mense nie naar word nie. En hier moet mense bly in hierdie huis hier. En die bure. Hierdie is deel van 'n rioollyn wat die water daar opstoot, wat veronderstel is om in die hooflyn in te gaan. En vir die laaste 8 jaar is hierdie 'n probleem, wat dit al 5 keer opgestoot het. En dan loop dit hier deur die huis in die bure se huis in en tot daar amper in die swembad in. En as ek daar kyk en die reuk is iets verskrikliks. As mens daar agter kyk, daai water is seker omtrent so diep wat nou deurstoot na die bure toe. Die hoofrioollyn is verstop. Waar in hierdie water veronderstel is om te gaan en die departement wat veronderstel is om daarna te kyk, die rioolspan, is daar op hierdie stadium net een span. Godso en sy span probeer hulle bes, maar hulle is een span. Hier is veronderstel om menigte spanne te wees wat kyk na hierdie probleem. En hierdie is 'n komplekse probleem wat hulle moet gaan soek, wat baie tyd vat. Ongelukkig is daar baie probleme en hulle sit dit op 'n prioriteitslys. En hierdie eindig dan op die laer prioriteitslys. Daar's baie mense daar buite in Stilfontein ook en in Hockney en in baie ander plekke waar daar hierdie soort probleem is. Maar dan word die kleiner probleme wat hulle dink is kleiner probleme teruggeskuif. En al hoe verder teruggeskuif totdat al die ander mense se probleme uitgesorteer word. In die meantime moet mense hierso bly met 'n stank en 'n gesondheidsprobleem. Kom ons hoop dat die munisipaliteit iets doen daadwerklik om meer spanne, werkspanne te begin bymekaar kry. Want een span is nie genoeg vir al hierdie werk nie. Ek is nou hier in Smitstraat by oorkant 62 Smitstraat en hier is 'n waterlek. Maar die probleem is, die waterlek, mense kan sien hy loop al vir 'n hele ruk hier in Smitstraat af tot deur onder. En hy bly nie 'n waterlek nie. Bietjie verder af word hierdie waterlek deel van 'n rioollek. En dit raak erg. Kom ek wys julle. Maar hier kan jy sien, ek was nou daarbo gewees waar die waterlek begin. Dan kom hy al die pad af hierdie kant toe. En ja, daar kan jy sien hoe ver hy in die pad afgaan. Maar kom ons gaan nog so eentjie. En soos mense hierso by 68 Smitstraat kom, dan hierdie waterlek wat nou hier afgekom het, wat ons nou gevolg het van Doorie kant af, sluit aan by hierdie wonderlike rioollek. En die reuk, dis baie vars. Jy kan sien hier's 'n ou toiletpapier en genade, die reuk is iets verskrikliks. Julle kan bly wees dat die kamera nie hierdie reuk vir julle kan oorbring, maar ek weet nie hoe lewe die arme mense nie. Maar die water kombineer nou in 'n hele nuwe stroompie wat nou afgaan daai kant toe en dit raak 'n absolute gemors. 'n Mengsel van drinkwater en rioolwater en 'n reuk wat ek nie weet hoe hierdie mense in hierdie area dit oorleef nie. En hier is wat ek net kan beskryf as the big daddy van rioollekke. En ek staan ongelukkig aan die verkeerde kant van die wind, maar die mense kan nie aan daai kant gestaan nie, want daai grond is dis 'n paparysel. Maar ek spring uit die pad uit, want ek het net hier gestaan en ry die mense te naby hierso en dis net water. Hoewel die klank misleidend is, want dit klink soos 'n nice, rustige, babbling brook, is dit rioolwater. Dis vrotwater, dit stink. En ek weet nie hoe lewe die mense wat hier in die pad af bly nie. Dit is 'n aaklige reuk. En nou nog 'n meneer het my gevra het, weet, wat is hierdie? Dit is 'n gemors. Hulle kan nie lewe met die reuk nie. En ek sê hom saam.
Die reuk is aaklig en ek dink seker die mense raak dit met tyd gewoond, maar dis nie 'n reuk wat ek aan wil gewoond raak nie. Dis 'n residensiële area, dis 'n besigheidsarea. 'n Mens wil werk in rustigheid en nie hierdie reuk onder jou neus hê die hele dag nie. Dit moet verskriklik wees om hier te werk, maar ja, ek dink dit is een van die prioriteite. Die munisipaliteit gaan moet uitfigure hoekom is hierdie ding geblok en waar is die probleem verder onder toe, want dit is onaanvaarbaar. Die probleem is, soos ek nou verstaan, wat ek al gepraat met 'n paar mense is, hier is een span, een waterspan wat aan hierdie tipe probleme kan werk. En dan het hulle ook partykeer 'n probleem wat hulle nie eens brandstof kry nie, soos ons gister gehoor het. Hoe kan 'n munisipaliteit wat so groot is soos die Kos area, die Matlasane munisipaliteit, wat Klerksdorp, Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein dek, nie infrastruktuurspanne het wat kan kyk na hierdie tipe probleem nie. Een span wat kyk na 'n reël probleem. Onaanvaarbaar. Daar moet iets gedoen word. Ons het meer spanne nodig. Meer kundige mense wat hierdie probleem kan aanspreek. Wat dink julle? Skryf my in die kommentaar. Ek sien hierso in Central Avenue, waar hier ook riool uit die pad uit lek. Aanvanklik het die munisipaliteit gesê en gedink dit is vars water en dis 'n watermeter, maar toe kom hulle agter, nee, hier kom toiletpapier en aarde goed uit. Dis definitief riool. Dit is hierso reg voor CPI se kantore. En ek was gou daar gewees by CPI. Net om so 'n oombliekie weg te kom van hierdie reuk, want dis ook maar 'n aaklige reuk, maar kom ek wys julle gou net so 'n bietjie nader. Kyk hoe loop, dis toiletpapier hierdie. Vuil toiletpapier, alles daar. En hier is die eintlike lek, waar dit uit die pad uitkom, so dit is 'n pyp onder wat gebreek het en stoot hy al hierdie water op. Maar, hier is nou die probleem. Al hierdie water stroom nou met die pad af, daar na Food Zone, Buffeldoorn weg se kant toe. Kom stap gou toe. Ek gaan sommer stap dat julle net kan sien hoe dit lyk, want ongelukkig as gevolg van al hierdie water wat nou hier afloop, veroorsaak dit ander probleme. Want ons weet almal dat teerpad hou nie van water nie. En dis soos die water die hele tyd hier afstroom. En mense kan sien, dit is nie vars water nie, want hy het so 'n bietjie van 'n kleur aan hom. Definitief nie vars kleur nie. Definitief nie 'n vars reuk nie, hoewel ek moet sê, in vergelyking met van die ander plekke waar ek nou al was, is die reuk nie so verskriklik horribaal soos van die ander plekke nie, maar dit bly maar 'n erge reuk. En hier begin ons nou kom waar die probleem is. Want soos die voertuie en die karre bly ry deur die water, begin gate ontwikkel. Nou gelukkig op hierdie stadium hier is nou nog nie regtig gate nie. Maar daar voor Food Zone is dit 'n absolute gemors. En hoe langer hierdie water gaan bly loop hier, hoe groter 'n probleem gaan dit word. Hoe groter word die gate. Dit is potholes wat jy nie kan beskryf nie wat hier gaan begin ontwikkel. Ek gaan van mense sê wat hier afkom, wat by Food Zone gaan verbykom. As jy 'n klein karretjie het en jy wil regsdraai in Buffeldoorn, ry eerder oor, daar by Engine verby en dan maak 'n U-turn daar aan die ander kant. Ek gaan nou vir julle wys hoekom. Nou hier is die probleem wat ons nou ondervind. Mense word nou geforseer om op die middelmannetjie te klim, omdat daar aan die agterkant 'n gat ontwikkel het, wat so diep is, 'n normale voertuig, soos daai Mercedes wat nou daar aankom, gaan nie deur hierdie gat kan ry nie. Want hy's diep. Jy wil nie deur daai gat ry nie. Hy is baie diep. En enige klein karretjie gaan seer kry. As jy 'n bakkie het, kan jy deur hom gaan. As jy stadig ry. En ek bedoel nie stadig ry nie, ek bedoel kruip stadig ry. Maar die gewone ander mense wil nie daar deur ry nie. En ek gaan ook sê, moenie daar deur ry nie. Jy gaan skade aan jou kar kry, want dit is 'n belaglike gat. Jo.